My vyfde punt is die rotasiestelsel van die spelers. Ek dink daar was te min gebruik gemaak van 'n goeie rotasiestelsel. Ek verstaan dat as jy op 'n stadium het ons geland op 'n baie goeie kerngroep spelers. Maar toe was spelers soos Reinhard Jonker moes dan vir die onder 23's gaan speel het en hy was nie in die spel ingeroteer nie. Hashim P het deur so 'n stadium gegaan. Hy het 'n ontsettende goeie indruk gemaak vir 'n klomp wedstryde waar hy nogals vir ons die wedstryd gewen het teen die Sharks op 'n punt en het 'n paar wedstryde en toe skielik was hy uit die rotasiestelsel uit. En dan kan 'n mens ook dieselfde sê van Nico Steyn. Nico Steyn was ook op 'n stadium verlore gewees vir die rotasiestelsel en ek dink met 3 sulke goeie skramskakel moet jy hulle roteer. Jy moet 'n plan hê en nie elke keer net met die sogenaamde nommer 1 speler na 'n posisie gaan nie, maar jy moet die ander spelers in die loop hou en ook hulle confidence bou deur te laat begin. Ek dink daar's 'n paar posisies waaroor ons kan praat in daai opsig. Richard Kriel was nog so ene wat op 'n stadium heeltemal uitgelaat was tot daar 'n besering ingekom het. Kelly Mpeko ook, Renzo Du Plessis. Ek kan regtig nie verstaan hoekom Renzo Du Plessis nie, hy was tot op 'n sekere deel van die seisoen was hy daar, en toe ewe skielik het ons hom nooit weer gesien nie, en ons almal weet watter waardevolle speler hy is, en hy bring iets anders as 'n losvoorspeler. So, dit is my vyfde punt, die rotasiestelsel.